Weer eens baie welkom. Ek glo en vertrou dat het sommer goed gaan met u en dat God se woord en die waarheid daarin vervat vir altyd van kardinale belang is. Nou, ons leef in 'n tyd van groot misleiding. Ons leef aan die einde van tyd. Ons leef voor die koms van Christus. En nou ja, ons is op pad na een wêreld godsdiens. En ons gaan vandag kyk hoe dat valse profete en leraars natuurlik uit die protestante beweging, uit die protestante kerke, charismaties en ook ander denominasies, natuurlik die paus promoveer as 'n goeie man, as 'n regverdige man en natuurlik ook die paus vir alle Christene. Nou, ek gaan vandag vir julle 'n paar videoklips speel, ons gaan luister daarna en u gaan geskok wees, maar ons gaan alles beoordeel in die lig van die woord van die Here. So kom ons spring dadelik weg. Nou, soos gewoonlik, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 'n regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dit sluit die hele woord van God in. En wanneer ons kom by die waarheid teenoor die leuen, moet ons baie konsekwent wees. Ons moet absoluut ernstig wees oor wat die woord van God leer teenoor die dwaling, die misleiding wat daar is. En dit is baie ernstig. Nou goed, kom ons gaan kyk na sekere van hierdie evangeliste. Ons so 'n bietjie kyk na mans soos Jesse Duplantis, Robert Schuller, Todd White natuurlik, Rick Warren, 'n baie bekende, en Billy Graham. Nou, Billy Graham is 'n baie groot voorstander en 'n liefhebber van die paus en die Romeinse Katolieke Kerk. En natuurlik is Kenneth Copeland die onbekend by u nie. Lou Engle natuurlik deel van die New Apostolic Reformation. En natuurlik 'n man met die van Giglio, ook bekend onder die charismatiese beweging, en Francis Chan. Nou, hierdie is enkele van die leraars en sogenaamde evangeliste wat natuurlik die paus gaan promoveer. Daar is vele meer, daar is baie. Dit is nie net charismaties nie, maar reg oor die kerkewêreld, enige denominasie wat daar is daar baie van hierdie mense wat die paus promoveer. Goed, ek wil hê ons moet gaan kyk wat die paus dan natuurlik promoveer en doen. Die eerste is natuurlik, hy hou vas aan 'n een wêreld godsdiensgedagte, dat alle gelowe lei na God toe, en natuurlik ook die one world religion. En daarmee is hulle tans besig. Ons sien dit voor ons oë besig om plaas te vind. En dit is deel van die eindtydprogram, waar mense gaan begin beweeg na die ekumeniese beweging toe, na die een wêreld godsdiens, en hy hou natuurlik hande vas met alle gelowe, die Islam, Boeddhiste, Hindoes en so meer. Dis reg, dis baie bekend, u kan daarna gaan kyk op die YouTube kanaal. Nou, die volgende ding waarna hy natuurlik vashou en glo in sy geloofslewe is die volgende. Kom ons gaan kyk, Pope Francis sê, he would baptize aliens, who are we to close doors? Met ander woorde, hy sal tot hierdie demoniese geeste, hierdie bose geeste, aliens lei doop. En dan natuurlik is hy 'n man wat vashou aan die same-sex couples, selfde geslag huwelike en verhoudings, en natuurlik die groot gruwel, natuurlik Moeder Maria aanbidding. En dit is waaraan hierdie man vashou. Nou, kom ons gaan kyk, daar's baie meer ernstige goed, wat ons nou nie eens hier gaan noem vandag nie, maar kom ons gaan kyk na die eerste videoklip, waarin Joel Osteen en Rick Warren hulle mening lig oor die paus. Kom ons gaan hoor wat sê hulle. His predecessors. What do you make of it? I think the Pope is fantastic. You know, I just think his tone, his humility, I loved when he said the other day, and it's our view too. We're not trying to, make this a little bitty narrow thing. Anybody's welcome. We may not agree, 100% on doctrine and theology, but you know what? The church, Catholic Church, our church, it's open for everybody. So I like his tone, not pushing people away, but I believe God's big and his mercy is very wide. Authenticity, humility. Pope Francis is the perfect example of this. He is doing everything right. You see, people will listen to what we say if they like what they see.
And as our new Pope, he was very, very symbolic in, you know, his first Mass with people of AIDS, his kissing of the disformed man, his loving the children, this authenticity, this humility, the caring for the poor. This is what the whole world expects us Christians to do. And when they go, oh, that's what a Christian does. In fact, there was a headline here in Orange County, and I love the headline. I saved it. It said, if you love Pope Francis, you'll love Jesus. That was the headline? That was the headline. Oh. It was the headline. I saved it. I showed it to a group of priests I was speaking to. I just felt very honored and very humbled. Seeing the Pope give the Mass to 100,000 people that day, you just see, you know, he has such a heart to help people. I love the fact that he's made the church more inclusive, not trying to make it smaller, but to try to make it larger, to take everybody. Dit is baie duidelik dat Joel Osteen en Rick Warren hulle gewig ingooi by die paus en hulle sê natuurlik, hy's fantasties, hy's nederig. Dan sê Joel Osteen, daar is verskille oor doktrines en hy sê maar ons gaan dit nie 'n narrow thing maak nie. Ons deure is oop vir almal. En dis baie skokkend, want die woord van die Here gaan nie oor werke noodwendig nie. Dit gaan juis oor geloof in Christus en die leerstellings wat Christus geleer het. En dis baie belangrik. Dit bring eenheid in die kerk. Nie werke nie, nie goeie dinge wat jy altyd doen nie. En natuurlik sê Rick Warren dat hy doen alles reg. Die paus doen alles reg. As jy die paus lief het, dan jy Jesus lief. En dit is baie skrikwekkend en baie skokkend om hierdie goed te hoor wat mense kwyt raak. Nou Rick Warren sê Pope Francis is the Pope of all Christians worldwide. En dit is natuurlik wat hier staan. The building the one world religion. Dis baie ernstig. Ons moet versigtig wees waarna ons kyk, waarna ons luister, wat ons glo, en dit is iets wat besig is om vlak voor ons oë af te speel. Nou kom ons gaan kyk wat sê Benny Hinn. Hy vereer ook die Pope in Rome. Hy was daar gewees vir die begrafnis van die paus. Ek dink is Paus Johannes Paulus II. Ek is seker nie, maar hy was daar gewees. Kom ons gaan luister wat sê Benny Hinn en hoe vereer hy die paus. I'm just so glad I came for this morning's meeting, just to honor the memory of this great Pope that has really touched my life as well as millions. Nou ek glo baie mooi gehoor wat hy sê. Hy sê hy prys hierdie paus, hy vereer hom en sê dat die paus 'n groot impak op sy lewe gehad het en ook op die van miljoene ander. Dit kan miljoene Rooms-Katolieke wees, dit kan miljoene wêreldse mense, dit kan Christene wees, want daar's baie mense wat niks verkeerd sien met hierdie stelsel nie. Die Roomse kerk, die Roomse stelsel is anti-christelik en ons gaan op 'n latere geleentheid meer daaroor gesels. Maar Benny Hinn is nie die enigste nie. Kom ons kyk na nog leraars wat natuurlik die paus dan vereer. Hier sien ons natuurlik vir Hale Lindsey saam met Paul Crouch, die stigter van TBN, en nou ja, Hale Lindsey is die author of the book The Great Planet Earth, en dis oor die eindtyd wat hy skryf, die laaste dae en so meer. Nou kom ons kyk wat sê hy. Hale Lindsey stating he used a Roman Catholic prophecy for his book. He also agrees with Paul Crouch, the Pope is a good man, a man of faith. En dis wat hierdie mense glo. Nou obviously, Chuck Missler's mentor, Hale Lindsey, dis nou sy mentor natuurlik, is blatantly pro-Roman Catholic, especially since he sends his daughters to the Jesuit college. Nou die Jesuite is natuurlik 'n orde in die Roomse kerk. Ons gaan op 'n geleentheid wanneer ons praat oor die Roomse kerk en die goed waar dit plaasvind, gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie Jesuite orde ook. En dit is baie, baie ernstig. Kom ons kyk na 'n man soos Kenneth Copeland. Wat het hy te sê oor die Roomse paus? One of my favorite days in my life was with Pope Francis. What a man. He's one of my heroes. And this is what he's all about. This whole thing. Nou ja, Kenneth Copeland sê, hy is my hero. Absoluut. En ek het 'n video gedoen daaroor. Natuurlik die charismate vermeng met die Roomse paus.
Jy kan daarna gaan kyk en hoe dat hulle natuurlik die paus in daardie diens in sy eie kerk vereer het op video en hoe dat die paus op die groot skerm gepraat het. Jy kan daarna gaan kyk op my YouTube kanaal. Maar hy sê dit is my hero, met ander woorde dit is sy held en hy vereer die paus en hulle saam die paus geëet en hulle bande begin smee en absoluut skokkend. Nou kom ons gaan kyk wat sê 'n man soos Billy Graham, 'n groot voorstander van die Romeinse paus en die Romeinse kerk en die klank is ongelukkig nie baie goed nie, maar jy kan mooi luister, dan sal jy hoor wat hy sê. I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and in fact, the day that he was inaugurated, made Pope, I was preaching at his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. Nou baie jammer oor die klank wat daar nie 'n probleem was, maar hy is baie comfortable. Hy is baie gemaklik met die Romeinse kerk en hy het jarelang vasgehou aan die Romeinse. Hy het hulle self besoek by die Vatikaan en hier kan jy dit duidelik sien op die fotootjies en dis eintlik 'n man wat 'n groot voorliefde gehad het vir die Romeinse paus en hulle het hom as sy held gesien. Hulle het vir Billy Graham absoluut ook vereer en my ereplek gegee in die Katolieke kerk en nou ja, dit is 'n man wat jarelang die evangelie gebring het en hoe eindig 'n mens, dis baie belangrik. Dit help nie jy begin goed en jy eindig in duisternis nie. En dis wat dalk hier met Billy Graham gebeur het. Nou 'n ander man, Giglio, ons gaan kyk. Hier staan hy, Louis Giglio, hy staan en vat hande met die paus. Hulle die paus natuurlik besoek en daar is hulle die Romeinse klere sien, die pers en die purperklere oral is net die Romeinse kerk en hier hou hulle hande vas. Dis nou protestante evangeliste. Dis absoluut baie skokkend. Ons as mense nou nog nie kan verstaan dat ons op pad is na 'n een wêreld godsdiens, 'n een wêreld godsdienststelsel nie. Sal hulle nooit besef nie. Dis vlak voor ons oë besig om plaas te vind en die Romeinse paus is besig om 'n een wêreld godsdienste te verenig onder een wêreld godsdiens. Nou hier kan jy sien, the one world religion is born en nou ja, daar is niks meer nodig om te sê nie. Dit is baie duidelik dat hy glo dat die weg deur Jesus Christus is nie die enigste weg nie. Hy's 'n valse profeet, hy's 'n valse paus en hy gaan 'n pertinente rol speel in die laaste dae as hy natuurlik nog lewe, maar soos ons weet, daar kom pause en hulle gaan, maar hierdie is besig om vlak voor ons oop af te speel, dit is besig om plaas te vind, dit is besig om te vorm en ons moet vas staan in die woord van die Here. Dis baie duidelik. Nou goed, hierdie misleiding het in die laaste paar dekades die kerk binne gestroom. Dis een groot sataniese misleiding en die Satan kom en hy vermom homself as 'n engel van lig en so baie mense besef dit nie, hulle kom dit nie agter nie. Dis omdat hulle nie vashou aan die ware doktrines van die woord van God nie en hulle glo dat elke doktrine het maar sy manier by elke mens, elke een het sy opinie en ware gelowiges moet bedag wees hierop, want die groot afval is op hande, dis op pad, ons gaan 'n groot great falling away in die eindtyd wat gaan plaasvind in die laaste 7 jaar periode en hulle is besig om hierdie ding op die been te bring en ons as kinders van die Here, wat ons self protestante noem, moet vas staan in die woord van die Here. Hou vas aan die waarheid. Jesus sê, hou vas wat jy het tot 'n kom. En as jy nie daarin gaan vashou nie, gaan jy wegval van Christus af. Jy gaan jou saligheid verbeur as jy 'n Christen is en jy gaan na die afvallige kerke toe en jy is besig om saam met hulle hande te vat, gaan jy dit verloor wat God vir jou gedoen het. Die ernstige waarskuwing as kind van die Here, hou vas in die woord van die Here. Dit is baie belangrik. Mag die Heilige Gees wat vir ons in alle waarheid lei, vir ons altyd sal lei op die weg van die waarheid. Hierdie ding is besig om voor ons oë af te speel, dat 'n een wêreld godsdienst aan die kom, en daarom moet ons bedag wees daarop. Mag die Here ons harte en ons oë verlig, dat ons die waarheid kan onderskei van die leuen. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.